Ons is besig met die Kanaaniete en verlede week het ons klaargemaak met die Jebusiete, die laaste volk van die 7 volke wat in Deuteronomium 7 vers 1 genoem word. En vanaand gaan ons aan eers met iets anders en dit is met oop deure. Nou, hoekom ek dit hier tussenin sit is, mense het nou die kennis van al hierdie Kanaaniete en hierdie geeste wat werksaam is en nou raak 'n mens gebind met die goed of mens is gebind met ander tipe sondes of met ongeregtighede en nou gee ons die duiwel die skuld. Want dit is nou hy wat ons aanval en die duiwel het nou alles verkeerd gemaak wat verkeerd gemaak kan word en hy kry nou skuld vir alles. Maar ek wil nou nie partydig wees vir die duiwel nie, maar ons het 'n groot gedeelte van die skuld is in ons eie hande. Dit is nie alles die duiwelse skuld nie, ja, dit is hy wat die verwoesting saai, maar ons is nie heeltemal onskuldig in hierdie proses nie. Ons moet eers kyk na een aspek wat maklik oorgeslaan word of wat ons maklik oorsien, 'n struik waarin ons maklik trap en die ding is nou, ons verstaan hoe hierdie geeste werk, maar hoe kom hulle in? Hoe raak 'n mens besmet met hierdie goed? Hoekom raak hulle werksaam in ons lewe? Die eenvoudige antwoord is, die bose geeste kan geen uitwerking op 'n mens hê as dit hulle nie gegee word deur die mens self nie. Nou, dit is die kort antwoord hierop. Die bose gees kry bloot ingang in ons lewens as ons dit self vir hom gee. Want hy kan nie andersins inkom nie. Nou, om te verstaan hoe dit werk, moet ons teruggaan na die bron van kennis en wysheid, dit is die Here se woord. En reg aan die begin is ons weer terug by Adam en Eva, daar het baie dinge met hulle gebeur, en baie dinge wat ons vandag beleef en ondervind, en wat ons mee te doen kry het, kan ons alles terugvat, of baie van die goed kan ons terugvat na Adam en Eva toe, ons kan gaan kyk wat het daar gebeur, daar het ontsettend baie dinge gebeur met Adam en Eva, en wat daar gebeur het is vir ons van baie, baie groot belang. Nou, hulle het heeltemal in vrede daar in die paradys gebly, totdat die slang natuurlik opgedaag het. Genesis 3 vers 1. En daar lees ons, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit nie ook so? Is dit ook so? Begin met twyfel. Is dit ook so? Dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Nou, hy het nie hier met 'n stelling gekom nie. Hy het nie gesê dit is so nie. Hy het twyfel gesaai en dit is hoe die vyand opereer. Hy begin met twyfel. Het sy die Here reg verstaan? Nou, God het nie self vir Eva gesê, sy mag nie van die boom eet nie. Hy het dit vir Adam gesê. En Adam het dit vir haar vertel. So sê nou maar, sy het nie reg gehoor nie. Miskien het Adam het nie reg oorgedra nie. Miskien is dit nie regtig so nie. Net dalk. In vers 4 gaan die slang nou voort. En hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle hiervan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En hier maak die duiwel maak 2 stellings hier. Hier maak hy nou eers 'n stelling, hy het eers die twyfel gesaai, en toe sy begin aandag gee, ja, maar miskien steek daar iets daarin, toe sy luister, toe kom hy met die 2 stellings, en hy sê die eerste een, julle sal nie sterwe nie, en die tweede een, julle gaan soos God wees. Nou hierdie is die 2 punte waarop die Satan floreer. Hy het daar begin, dit het daar gewerk, dit werk nog steeds, dit werk vandag nog. Hierdie 2 punte floreer die duiwel op. Hy beloof mense 'n wonderlike lewe. Hy beloof hulle son, maan en sterre, die beste wat daar is, maanskyn en rose. En dan sê hy vir die mens, jyself gaan magtig wees. Jy is nou God self. En dit is die dinge waarop die duiwel daar begin het, en hy floreer nog steeds daarop, want mense wil mag hê. Hulle wil krag hê. Hulle wil groot wees, hulle wil sterk wees, hulle wil altyd groter wees as wat hulle regtig is. En nou los hy vir Eva hiermee, en nou is die bal in haar hande. Sy kan nou besluit wat sy met hierdie inligting maak. Nou, ons lees nie veel meer in die Bybel oor wat toe hier gebeur het nie. En dit kan wees dat Eva eers gaan dink daaroor. Dit kan wees dat sy onseker was. Miskien het sy gestaan in wonder. Miskien het sy... En nou staan die duiwel maar een kant en wag.
En Eva het nou in twyfel gekom, sy het nou al hierdie aanbod van die duiwel het sy gehoor, en omdat dit makliker is om leuns te glo as die waarheid, wat God vir haar gesê het is die waarheid, wat die duiwel vir haar sê is leuns, maar is mos makliker om 'n leuen te glo as om die waarheid te glo, dis maar net 'n feit, dit is hoe dit werk, en sy het twyfel gekry, en nou kan sy besluit wat sy maak. Die duiwel het sy verleidingswerk gedoen, dis nou klaar. Nou gaan sy besluit wat sy maak, en sy besluit om te luister na hierdie leuns. Want dit klink vir haar beter, as wat sy gehad het. En nou steek sy haar hand uit, en sy eet die vrug. Ons moet oplet. Die duiwel het haar nie gevang, 'n vrug gekry, haar mond oopgemaak, om daar ingedruk en haar gedwing om te eet nie. Sy het dit self gedoen. Sy het self haar hand uitgesteek, sonder dwang, en self daarvan geëet. Daar was geen dwang nie, ons moet hierdie konsep moet ons verstaan, want dit is hoe die duiwel opereer. Nou, om die leuen te glo is baie maklik. Ek het so 'n kort klein voorbeeld uitgedink, en die voorbeeld is, daar is 'n man en 'n vrou, en die man is by die werk, en hy kom gewoonlik so 6:00 in die aand by die huis. Maar hier teen 8:00 die aand, toe is hy nog nie daar nie. En nou raak sy vrou bekommerd, en sy skakel sy selfoon, maar die selfoon is af. En sy weet, hy het 'n goeie vriend daar, wat sy kollega is, en sy het sy nommer, en sy bel hom. En die kollega sê, nee, hy weet nie waar sy is nie, waar haar man is nie, maar toe die maatskappy sluit, toe het hy wel gesien, haar man en sy sekretaresse het geloop na die kafeteria toe. Dit is al wat hy weet. En nou hier 8:00 in die aand, of net na 8, hier kom die man by die huis aan. En sy vrou trap hom uit van 'n kant af, en sy huil, en sy's kwaad, en sy sê, hoe durf hy sulke goed aan haar doen? Hoe durf hy haar en die kinders net so weggooi vir 'n sekretaresse, en die arme man het geen idee van sy praat nie. Hy heeltemal uit die veld uitgeslaan. En sy vra vir hom, en hoekom sit jy jou foon af? Hy sê, ek het nie my foon afgesit nie. Sy sê, maar sy bel hom en kry geen antwoord nie. Hoekom sit hy sy foon af, en sy vrou is woedend? En hy sê, wag, laat ek jou net verduidelik. Wat gebeur het is, my baas het my geroep hier my toemaaktyd en gesê, ek moet hom net gou gaan sien sommer in die kafeteria kry, maar my sekretaresse moet saamkom, want daar is iets dringends wat hy net gou moet bespreek, want môre is hy nie op kantoor nie, en dan moet ons net aangaan met die werk. En op daardie stadium was my foon dood gewees, die battery het pap geraak, en daar is nie 'n laaier naby nie, en nou kon hy nie gebel het om sy vrou te sê hy is laat nie, en nou sit hy in die kafeteria, en sy foon het afgesit, maar hy het nie 'n moontlikheid om hom te laai nie, en nou kan hy nie sy vrou laat weet nie, maar dit is al wat gebeur het, en nou is hulle klaar, en hier is hy terug by die huis. Nou, dit is die waarheid. Maar vir sy vrou, om dit te glo, is bitterlik moeilik. Om 'n leuen te glo, sonder bewyse, is baie makliker. Want wat haar man haar nou vertel, is eintlik nou, hy praat nie die waarheid nie. Sy's nie so seker of hy, maar, nou, dit is hoe leuns werk. Om 'n leuen te glo, is baie, baie makliker. Dit is eintlik, in 'n oogwind glo jy 'n leuen, maar die waarheid moet bewys en bewys en bewys word, en dan twyfel jy nog steeds. En dit is hoe mense werk, en dit is hoekom die Satan so floreer. Hy floreer op hierdie leuns wat hy kwytraak. En dan kom hy en prent mense leuns in, jy glo dit, jy sal dit eerder glo as wat jy die Here se woord glo, en jy doen wat hy sê, en jy luister na hom. En wat nou gebeur is, die duiwel staan daar, skotvry. Want dit is nie hy wat die vrug vir Eva maak, eet dit nie. Hy het bloot twyfel gesaai, leuns gepraat, en een kant gaan staan. En sy het self haar hand uitgesteek. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet uit. 'n lus was vir die oë, dis vers 6. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy het dit geneem en geëet. Eva was met sonde gekonfronteer, maar sy kon gekies het. Sy kon gekies het om na die Here te luister
en dit te los, en sy sou aangegaan het, soos wat hulle was in die paradys, of sy kon kies om die verleiding aan te neem, en haar hand uit te steek na die sonde toe. Nou, sy was nie geforseer nie, sy het dit self gedoen. En nou staan die Satan aan een kant en hy kyk, hy het geslaag in sy doel. En wat verder nou met Eva gebeur, is nie sy probleem nie. Hy kan nie omgee wat met haar gebeur nie. Of sy nou jammer voel, en of sy huil, en of sy sleg voel, en of sy nou, wat ook al met haar gebeur, en of sy nou gaan doodgaan, of wat ook al is sy probleem nie. Hy gee nie om nie. Sy lot is klaar beklink, hy is op pad hel toe, en hy sal daar nooit weer uitkom en hy weet het. En nou gee hy nie om wat hy aanvang om mense daar te kry nie. En wat verder met die mense gebeur is sy probleem nie. Dit gaan hom nie aan nie, hy gaan net na die volgende een toe. Jy is nou in jou ellende, nou kan jy maar sterf in jou eie ellende, dit is nou maar jou probleem. En nou gaan die Satan voort, en hy verlei net die volgende een, en so hou hy aan. En ons sien, en toe hy hier klaar is, toe hardloop hy na Kain toe. En hy gaan kry vir Kain so ver, om hom aan te hits, eers teen God, en om so ver te kry om sy broer te vermoor. En toe hy daar klaar is, toe hardloop hy na die volgende een toe, en dit is hoe die Satan werk. Nou, wat toe nou met Kain en Abel gebeur het, hy gee nie om nie, want wat maak het aan hom saak? Hy is in elk geval klaar verdoem, so wat maak het saak wat met die mense gebeur? En daai taktiek wat die duiwel daarmee begin het, in die tuin van Eden, kan ons gaan lees, en die taktiek is vandag nog presies dieselfde. Die taktiek het nog niks verander nie. Nou, wat in Eden gebeur het is, die Satan het 'n wettige reg gekry. Hy het nie agteraf gekom nie, hy het nie ingebreek nie, hy het nie 'n vrug in Eva se mond gestop nie, hy het haar nie beveel om te eet nie. Die skuld daarna was nie op die Satan nie. Hy het met die verleiding gekom. Wie het toe die skuld gedra? Wie het toe die gevolg van die sonde gedra? Die Satan of Eva? Eva. Sy het die gevolg gedra. Sy het vir Adam gegee. Toe draai dit ook. Toe raak die aarde vervloek. Die Satan was reeds verdoem gewees. Met hom het niks ernstigs, met hom het niks anders gebeur as wat reeds met hom gebeur is nie. Hy het sy plek in die hemel het hy verlaat. Hy is uitgesmyd. So wat met hom kon gebeur, het klaar gebeur. Uiteindelik gaan hy net nog brand in die poel van vuur, maar tussenin kan daar nie iets nog meer met die Satan gebeur nie. Ons moet hierdie gedeelte verstaan. Al wat met iemand iets kan gebeur is met die mens, is met ons. Nie met hom het klaar gebeur. Maar nou gaan hy sorg dat hy die mense verlei, sodat ons vir hom 'n reg gee, 'n toegang gee, sodat hy kan maak wat hy wil, en as hy klaar gemaak het, dan stap hy weg, en dan los hy ons met die gemors. En dit is hoe hy opereer. Nou lees ons wat sê God vir Kain in Genesis 4 vers 7. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie? Luister nou hier, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Nou wat staan in hierdie vers? Die sonde lê en loer voor die deur. Nou net soos wat die Satan by Eva gekom het, met 'n voorstel, so lê en loer die sonde voor ons deur. Waar? Voor die deur van jou hart. Kom lê hy nou. Kom ons lees Openbaring 3 vers 20. En dis die skrif wat ons altyd aanhaal, want dit is so 'n mooi skrif. Ons hou vreeslik van hom. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan, en dit is Jesus wat hier praat, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. En ons hou verskriklik baie van hierdie skrif. Dit is 'n pragtige skrif, en Jesus sê, hy kom staan voor jou deur, en hy klop, en dan maak ons hartsdeur nou oop, en Jesus kom in, en hy kom hou maaltyd. Die sonde werk dieselfde. En die sonde kom lê en loer voor jou hart se deur, maar die deur is toe. En nou kyk hy, die sonde, kyk stip na daai deur. Hy vat nie sy oë weg nie. Hy's doelgerig. Hy is gespanne in sy hele, hoe kan mens dit noem? Jare terug het ons, toe ons op die plot gebly het, ek weet, ons het 'n kat gehad. En dan, baie keer bekruip daardie kat die duiwe. Nou daardie kat gaan lê so laag, dan grawe hy sy voetjies in. Sy naels kom uit. En hy kyk stip. Hy kyk nie rond nie, hy knip nie sy oë nie.
elke spier is gespanne. Al wat hy wag is, hy wag vir die oomblik wat hy wegtrek soos 'n pyl uit 'n boog uit, bespring hy daai voël. En as dit 'n onbewaakte oomblik vir daai voël is, vang hy hom. Nou soos wat daardie kat daar vassteek en elke spier is gespanne, so lê en loer die sonde voor jou deur. En al waarvoor hy wag, as daai deur oopgaan, is hy in. Al maak jy hom ook net op 'n skreefie oop, dan is hy in. Want die skrif sê, sy begeerte is na jou. Hy sal in daai deur sal hy inskiet, die oomblik wat daai deur oopgaan. Maar jy's mos nou in die binnekant van jou eie deur. En nou moet jy kyk wat aan die buitekant aangaan. En dan sê die skrif, jy moet daaroor heers. Dis wat die Here sê. Hy sê dit, maar jy moet daaroor heers. Met ander woorde, ek kan besluit of ek die deur oopmaak en of ek hom toelos. Dis my keuse. Ek kan besluit, as ek sien die sonde lê hier voor my deur, want ek kan hom sien, hy lê daar. Dit is nie dat hy weggesteek is nie. Hy lê voor die deur, en ons gaan nou daarby kom, ons gaan hulle herken. Hy lê voor die deur, en hy lê en wag. Hy is, elke spier is soos 'n snaar gespan, en hy wag. As jy daai deur gaan oopmaak, is hy in. Hy's nie 'n gentleman soos die Here nie. Jesus sê, as hy inkom, dan hou hy maaltyd met jou. As die duiwel inkom, kyk, dan is daar verwoesting. Nou, mense daar in Marlot Park het jy geleer, as jy ry, maak jy elke venster in jou huis, maak jy toe, en jy sit hom op knip. Dis nie dat jy hom net half toe trek nie. Jy sit vir hom op knip, want die bobbejane loop rond. En as hulle oop venster kry, is hulle in. En as hulle in is, dan saai hulle verwoesting in die binnekant. Hulle keer als om, hulle het al geleer dat daar kos in yskaste is, en binne in mandjies, en binne, hulle skeer al die pakkies oop, hulle maak die yskaste oop. Dis verwoesting, en as jy daar aankom, en daai bobbejane is binne, dan is daar die volgende ding, en jy skryf hulle beswaarlik weer uit. As hulle eers in is, saai hulle verwoesting, maar om hulle daar uit te kry, dis 'n ander storie. Jy praat nie mooi met hulle en sê, okay, dis nou goed, julle kan nou maar gaan, en dan loop hulle by die deur uit, nie, vergeet dit. Dit kos 'n geveg om daardie spulletjie weer daar uit te kry. Nou as jy self jou deur oopgemaak het, wie is nou die skuldige? Die duiwel of jy? Jy. Ek is die skuldige. Ek het dan my deur oopgemaak. Ek het dan die sonde gesien hier, en ek het besluit om my deur vir hom oop te maak. So wie skuldig? Ek. Het die duiwel ingebreek? Nee, hy het nie. Hy het nêrens ingebreek nie. Maar wat hy nou gekry het, is 'n wettige reg. Ek het die deur oor hom oopgemaak, hy het ingekom, nou het hy die reg om binne te wees. Hy het nie ingebreek nie. En nou moet ons nie in verwarring kom met die ander skrif nie. Daar is 'n ander skrif, Johannes 10 vers 1 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Nou baie mense dink hierdie is die enigste roete vir die duiwel om in jou lewe te kom. Nee, dit is nie. Daar is 2 roetes vir die duiwel om in jou lewe te kom. Die een wat die skrif hiervan van praat, is een wat jy nie sien aankom nie. Jy weet nie daarvan nie, jy is nie bewus daarvan nie, jy het geen idee daarvan nie, en ewe skielik word daar hier op 'n plek ingebreek waar jy dit nie verwag het nie. En as hy inbreek, dan klim hy in, en hy kom, en hy steel, en hy roof, en hy verwoes. En wat hierdie goed is, dit is trauma wat in jou lewe gebeur. Dit is goed soos 'n motorongeluk, jy het dit nie geweet nie. Dit is iets soos 'n verkrachting, dit is iets soos verwerping. Dit is vloeke wat oor jou uitgespreek word, dit is goed wat jy geen idee van gehad het dat aan die aankom is nie. Ewe skielik is dit net daar. Dit is trauma in jou lewe, en wat daar geplant word is ongeregtigheid, nie sondes nie. Want die oomblik wat daar trauma in jou lewe kom daar 'n oop deur vir die duiwel, want hy het ingebreek hier van die kant af. Hy het gekom en hy het jou beroof. Hy berowe jou, hy steel en hy verwoes. En wat het hy beroof? Hy het die waarheid uit jou lewe uit beroof. Hy het sy leuns agtergelaat wat jy glo, en dit is die ongeregtigheid wat die duiwel van praat. Nou wanneer daar die leuns nou in jou huis is, wat daaruit voortspruit is die sonde. Die sonde lê en loer voor die deur. Jy moet daar heers. As mens nou regtig goed daaroor wil heers, raak van die ongeregtigheid ontslae. Daardie goed wat die duiwel gekom het,
wat met trauma gekom het, wat jy nie van geweet het nie. Job 13 vers 23 sê, hoeveel is my ongeregtighede en sondes? Hier's 2 goed. Dan sê hy, maak my oortredinge en sonde bekend. 2 goed. In Jesaja lees ons ook, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Sondes, daai ongeregtighede is iniquities. Daar's 2 goed in 'n mens se lewe. Die ongeregtighede wat ingekom het deur trauma, die duiwel wat hier ingebreek het, hier in jou kant, het hy ingebreek en deur die venster ingeklim en kom verwoes hier binne en hy het jou die waarheid in jou lewe het hy gesteel want hy verwoes dit. Hy het leuns gelaat, dis die ongeregtigheid. Jy het dit nie gesien aankom nie. Jy's verwond. Daar's ingebreek. Die sonde is nie dit nie. Die sonde kom by die deur in. So ons het 2 skrifte. En mens met hierdie 2 goed met mens baie duidelik onderskei. En dit is baie makliker om sonde te pleeg wanneer daar ongeregtigheid in jou lewe is. Want sonde floreer op ongeregtighede. Dit is die manifestasie van hierdie ongeregtighede wat in mens se lewe is. Ek en Alna het al 'n paar keer daaroor gepraat, so 'n mens moet hierdie goed met mens baie regtig deeglik verstaan. Ons kan nie alles net afmaak as sonde nie, maar jy kom nooit by die ongeregtigheid uit nie, want die sonde sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Jy sal dit jou lewe lank bely, jy gaan nooit ontslaa raak daarvan nie, en dan sê jy later, maar as jy meer, dit help tog nie om te bely nie, want ek raak nie verlos nie. Nee, raak van die ongeregtighede verlos, dan sal die sonde ophou, want dan gaan jy ophou om die deur oop te maak vir die sonde, dit is hoe dit werk. Nou 'n groot dryfveer, wat die deure oopmaak, vir die sonde om by die deur in te kom, wat lê en loer hiervoor, is nuuskierigheid. Oom Kriegie het jare gelede het hy gesê, nuuskierigheid maak die deur oop vir die anti-kris en al sy manskappe. Nou nuuskierigheid is beide goed en sleg. Om nuuskierig te wees oor wat in die Here se woord staan, is baie goed. Om nuuskierig te wees wat die Here se wil vir jou lewe is baie goed. Maar om nuuskierig te wees, om te hoor wat het met mense gebeur, jy wil skinder, want nou wil jy eers weer uitvis, wat het nou met daai mense gebeur? Wat het hulle gesê, of wat gaan daar aan in daai plek? Nuuskierig om te weet wat daar aangaan. Met jou niks te doen nie. Nuuskierigheid is sleg, as jy nuuskierig is oor goed wat jou nie aangaan nie. Wil iets weet hoe dit werk. As jy nou wil weet hoe werk 'n sigaret, wil ook weet. Hulle sê vir my, dit is nie, ek moet dit uitlos, maar ek weet nie, miskien moet ek dit self probeer, want ek is nuuskierig. Ek wil net bietjie uitvind hoe dit werk. Vat die eerste sigaret. Ek wil ook proe drank. Maar ek het al gehoor, is sleg vir jou. Maar ek is nuuskierig. Ek wil net 'n bietjie proe. Ek is nuuskierig. Ek wil ook weet hoe lyk dit in 'n nagklub. Net bietjie gaan kyk. Ek het gehoor hulle sê dit gaan lekker daar. Maar ek is nuuskierig. Ek wil ook gaan kyk. Dan sê hulle vir jou, nee, daar moet jy wegbly. Nee, maar ek wil net bietjie gaan kyk, want ek is nuuskierig. Ek wil ook weet hoe dit daar lyk. En nou loop jy na 'n nagklub toe. As jy eers daar gekom het, dan is jy in die duiwelse kant. Nuuskierig om te weet hoe werk rituele. Ek wil ook 'n bietjie glasie speel. Ek het al gehoor daarvan, maar ek is nuuskierig. En omdat ek nuuskierig is, nou wil ek 'n bietjie glasie speel, wat dit nou ook al is. Ek weet nie eens hoe dit werk nie, maar ek weet dit is okkulties. Of ek is nuuskierig. Ek wil ook weet wat môre in my lewe gebeur, maar ek het nou gebid en ek weet nou ook nie lekker wat die Here vir my gesê het nie. Ek verstaan ook nie die skrif wat ek gekry het nie, so gaan hy fortuinvertellers toe. Is nuuskierig. Miskien weet hulle sal vir my kan sê wat gebeur môre en oormôre en die dag daarna in my lewe. En ek is nou nuuskierig, want ek wil weet wat môre gebeur. Ek kan nou nie meer wag dat die Here vir my sê nie, en ek is nou haastig, kan nie meer wag nie. En nou is ek nuuskierig. Nuuskierig, ek moet die volgende fliek kyk. Daar het 'n fliek uitgekom, sepies. Hierdie sepies wat so draai. Ek dink daar is 'n ding soos Sewende Laan. Sewende Laan kom al van dat ek op skool was, ek weet nie eers nie. Dit voel vir my, dit kom al bitter baie jare ver. Nou as 'n storie so ver kom, dan kan my common sense sê vir my, dis 'n storie wat al in die ronde draai en ek gaan nêrens heen nie. Maar die goed is so geontwerp, dat reg aan die einde, gebeur daar iets, wat jy moet weet, maar wat het toe gebeur? Moet weet, nuuskierigheid. Die sepies is almal so ontwerp,
Daar's verskriklik baie sepies in die wêreld. Hierdie reekse, daar is reekse. Ek het eendag, maar dit was lank terug, toe het ek op 'n dag het ek gaan sit. Ek wil ook kyk hoeveel reekse daar is. Ek dink daar is so 3 of 4 of so reekse. En ek gaan op Google, vir Google kan jy baie dinge vra. Ek gaan vra vir Google, hoeveel reekse is daar in die wêreld? Hulle gee vir my daar 'n lys en ek scroll hom deur en ek scroll en ek scroll en ek scroll. Ek sien maar hierdie lys gaan nie ophou nie. Hy gaan net nie eind kry nie. En ek los dit daar, honderde. Daar's honderde reekse. As jy kan dag en nag, jou hele lewe lank, as jy 100 jaar oud word, kan jy vir 100 jaar dag en nag 24 uur kan jy sit 'n reekse kyk, dit hou nie op nie. En elke reeks se einde is mos net so, jy moet weet wat volgende gebeur het en dan kyk jy hom ook. Nuuskierigheid. Wat anders? Wat anders maak dat jy moet weet? Nuuskierigheid. Nuuskierigheid maak die hel se deure oop. Of ons dit nou wil hoor of nie, of ons dit nou wil verstaan of nie. Nuuskierigheid van die mens maak die hel se deure oor hom oop. Oom Kriege het sê, die anti-kris in al sy manskappe kom in deur nuuskierigheid. Ons moet klaar kry met nuuskierigheid. Wees nuuskierig wat die Here se woord sê. Kom ons wees nuuskierig wat die Here se wil vir my lewe. Spreuke 9 vers 13 tot 18, kom ons lees dit. Vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. En sy sit by die deur van haar huis op 'n stoel, op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat op hulle paaie reguit wandel. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen, en die verstandelose, aan hom sê sy, gesteelde waters is soet, en brood in die geheim geëet is lekker. Maar hy weet nie, dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. Wie is hierdie? Dis die verleiding van die Satan. Dit is hoe hy lyk. Mense wat op 'n reguit pad wandel, dan sit die verleiding hier eenkant op 'n stoel, en wink, en bied vir jou mooi dinge aan. En dan sê die Bybel, die dwaase en die verstandelose is die een wat uitdraai en by daai verleiding gaan aanklop. En dan sê hy, haar genooides is in die dieptes van die doderyk. Dit is waar hierdie goed eindig, in die doderyk. As 'n mens nie daar uitkom nie. En hoekom het die eenvoudige en die verstandelose daar ingeloop? Nuuskierig. Wil ook weet wat daar aangaan. Wil kyk hoe dit lyk. Wil bietjie proe dit proe. Is mooi aangebied. Mooi opgetower. Is wonderlik wat hier aangaan. Die liggie skitter en dit is wonderlik en mooi musiek wat speel en alles wat daar is. En die verleiding raak so groot dat jou nuuskierigheid oorweldig word en jy loop in by 'n deur waar jy nie hoort nie. En as jy by daai deur in is die pad daarna, is die weg na die doderyk. Sê die Here se woord vir ons, nie ek nie. En dan sê die skrif, as jy dit doen, is jy verstandeloos. Jy het nie gedink nie. Jy's dwaas. As jy dit doen, is jy dwaas. Die Here se woord is baie reguit. Ek dink jy ons hoef te wonder wat hy sê nie. Nou as jy jou deur oopgemaak het vir sonde, wat jy voor jou deur gelê het, self gesien, self besluit, ek maak hom oop, kom hy in, die duiwel kry 'n wettige reg in jou hart, en nou het hy 'n vesting, hy het nou huis, en hy stel hom op as die sterk man in jou huis, en nou gaan hy jou huis bewaak, hy is nou die baas. Daai sterk man is nou die baas van jou huis, en maklik gaan jy vir hom nie uitkry nie, soos daai Bobbejane van Marlot, jy gaan vir hulle nie maklik uitkry nie, en nou kan daardie sterk man in jou huis kan nou maak wat hy wil. En kom ons kyk wat maak hy, Matteus 12 vers 43, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, dis nou daardie mens wat deur 'n proses van bevryding gaan het, hy het nou sonde bely en hy het nou al hierdie dinge gedoen, want hy het nou besluit hy gaan hom nou bekeer, dan gaan daardie onreine gees deur waterlose plekke en hy soek rus en vind dit nie. Hy loop soek weer 'n ander huis. Hy loop soek rus in 'n ander huis. Nou kry hy nie een nie. En dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis, want hy het 'n wettige reg daar. Hy was die sterk man daar gewees. Hy het 'n wettige reg om daar te bly, waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier, te pragtig. Wat het daar gebeur?
Die leë huis is nie gevul met die Heilige Gees nie. Jesus is nie ingenooi sodat hy die eienaar van my huis kan word, sodat hy die sterk man kan word nie. En wat gebeur dan? Dan gaan hy, dis die duiwel, en hy gaan haal 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, want hy is mos die baas. So hy gaan haal nog 7 ander, nou is daar 8 van hulle. En hulle, die ander wat hy gehaal is nog slegter as wat hy is. En nou kom die hele lot en hulle kom bly in jou huis. En dis hoekom dit so belangrik is om van die ongeregtighede ontslae te raak. En wanneer mens sonde bely, om werklik die Here in jou hart in te nooi en om en sy blyplek weer te bevestig. Ja, ons ontvang die Heilige Gees, maar dit is asof ons as mens so maklik leegloop. En dan moet ons weer teruggaan na die bidkamer toe ons weer vra, Here, kom vul my met u Gees, maak my huis vol. Ek kan nie bekostig dat daar 'n leë plek in my huis is nie. Hy moet vol wees met die Heilige Gees. Nou kom ons kyk na hierdie goed wat voor jou deur lê, waarvan jy self die deur oopmaak. Ander mense het dit nie gedoen nie, jy kan die vinger na niemand wys nie, jy het dit self gedoen. Fortuinvertellers. Nou as jy na 'n fortuinverteller toe gaan, dan gaan maak jy jou hart oop, jou deur, gaan maak jy oop. Onthou, hulle het jou nie gedwing om na 'n fortuinverteller toe gaan, jy het in jou kar geklim en gery en by hulle gestop, afgeklim en ingeloop, jy het dit self gedoen. Goed, so nou het jy self die deur oopgemaak. So wat nooi jy nou in jou lewe in? Jy nooi in jou lewe in die duiwel se plan vir jou lewe, en nie God se plan nie. God het 'n ewige, wonderlike plan vir elke mens wat gebore word. Hy het vir jou roeping en 'n verkiesing. Wat God vir jou het. Die duiwel weet nie wat dit is nie, want die duiwel het nie insa in God se almag en in sy grootheid en sy planne nie. Die duiwel het geen idee wat God se plan vir my as mens is nie, maar wat hy sal doen, hy sal alles in sy vermoë doen om my te keer om by enige plan wat God ook al vir my het uit te kom. So nou gaan jy na die fortuinverteller, want jy wil weet wat in jou lewe aangaan, en jy's nou ongeduldig, want die Here wil jou nou nie antwoord nie, of jy het 'n antwoord nodig nog vandag, en nou gaan jy na hierdie mense toe, en nou stap jy in die Satan se plan vir jou lewe. Nou sy plan en God se plan is nie dieselfde plan nie. God se plan vir jou lewe is 'n uitgesoekte lewe, met 'n roeping wat hy vir jou het, en die eindpunt van jou roeping is die ewige heerlikheid, die hemel. Die Satan se plan vir jou lewe, dit is hy gee nie om wat daarna met jou gebeur nie, in die eerste plek, en sy roete wat hy vir jou het, die eindpunt is die hel. Dis waar hy met jou op pad is, want dit is sy plan vir elke mens se lewe. En hierdie 2 planne is totaal uit mekaar uit. Nou gaan daar die medium, waarvoor jy nou sit. En daai medium kan enige iets onder die son uitdink en uitspreek. Jy het hulle mos nou die reg gegee om dit te doen. Nou loop jy daar weg. En wat gebeur nou? Wat hulle gesê het, word waar. Het hulle insaag gehad in jou toekoms? Nee, hulle het nie. Hulle het geen idee wat met jou toekoms gebeur nie, geen. Wat het hulle gedoen? Die medium sit daar, spreek enige iets uit in jou lewe, spreek hulle uit, en dit wat uitgespreek word, kry die duiwels opdrag om in stand te hou. Nou loop jy daar uit, nou gebeur daar die dinge met jou. Want die duiwel sorg dat dit gebeur. Hulle het opdrag gekry om wat ook al uitgespreek is te laat gebeur. Wanneer dit gebeur, glo jy. Nou glo jy in die medium. Jy glo nou in daai fortuinverteller, want ja, dit wat hulle gesê het waar geword. Hoekom het dit waar geword? Omdat die duiwels dit in stand gehou het. Daarom het dit waar geword. Nie omdat dit God se plan was vir jou nie. Ook nie omdat dit God se roeping vir jou was nie. Ook nie omdat hulle enige insaag in God se plan vir jou lewe gehad het nie. Dis die duiwel se plan. En die duiwel gaan nou sorg dat sy plan in jou lewe bewaarheid word. En die Satan hou dit in stand. Want jy het in sy plan vir jou lewe ingeloop. En nie in God se plan nie. Bly weg van daai goed. Bly weg van die sterre voorspel. Bly weg van enige iets wat okkulties is. As 'n mens nie wat jy wil lees in die Bybel kan lees, jy bly weg van enige van daai goed af. Jy maak self, en ek gaan hamer hier op, jy maak self
die deur oop vir daai goed om in jou lewe 'n inspraak te hê. En nou kan jy nie eers na hulle die vinger wys nie. Hulle het jou nie eers gedwing nie. Jy het dit self gaan doen. Sielebande. Mense is betrokke met buiteegtelike verhoudings, wel die meeste verpret. Dit lyk my in die moderne wêreld is dit wat mense doen. Of besoek prostituie of wat ook al. Nou het jy vreeslike gemeenskap met iemand anders. Dis nie met jou vrou nie of hoe dit ook al sê, jy's nou buiteegtelik. En nou sê die Here se woord, wanneer dit gebeur, raak jy een vlees. 1 Korintiërs 6 vers 16. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy God sal een vlees wees. Wat het nou gebeur? Daar het nou 'n onheilige sieleband is nou tussen jou en daai persoon. En omdat daar 'n onheilige sieleband is julle aan mekaar verbind, en omdat daar 'n verbintenis is met wat ook al daardie persoon mee betrokke is in sy of haar lewe, vloei deur na jou toe, want jy het die reg gegee om dit te doen. Daardie persoon het ook 'n onsedelike lewe, en daardie persoon slaap rond met nog 100, en daai 100 slaap rond met nog 100, en later is daar net aan hierdie een sieleband wat jy het, is daar 'n paar duisend ander wat ook met sielebande almal gebind is, en alles wat almal mee de mekaar is, vloei na jou toe. En jy probeer die Here dien, en jy, dis asof 'n mens nêrens kom nie, kry nie deurgebreek nie. Daai sielebande moet verbreek word. En mens moet deur 'n proses gaan waar jy daai goed identifiseer, daai sielebande verbreek. En wanneer dit verbreek is, dan eers is daardie persone met wie jy gemeenskap gehad het, dan is daardie persone eers afgesny van jou lewe af. En nou kan jou lewe weer gevul word met die Heilige Gees, en die enigste stroom wat 'n inspraak in jou lewe moet hê, is God se Heilige Gees. Dit is die enigste kanaal wat daar in jou lewe moet wees, is God se Gees wat 'n inspraak in jou lewe het. Nie al hierdie bande nie. Ek dink party mense lyk so spinnerakke. Hier in die binnekant sit soos 'n spinnekop, en dan is daar sulke drade wat in alle rigtings gaan, en elke draad is nog 'n spinnekop met nog 'n klomp rikke. Dit is, ek dink die wêreld, ek dink die lewe, want dit lyk vir my dit gaan rof. En ek dink die mense is so spinnerakke, is hulle aan mekaar verbind. En alles, nou jy weet nie eers wie is daardie persoon of met wat is hulle de mekaar nie. Daar is nog dwelms ook, daar is nog ander goeters ook, en al daardie goed waarmee hulle en almal met wie hulle te doen het, ook te maak het, gloei alles na jou toe deur, en jy loop gebukkend onder die laste. Maar, enig iemand jou gedwing? Nee, self die deur oopgemaak, self. Nou kan jy nie eers die vinger wys nie, want ja, is hulle skuld nie. Nee, al hierdie goed self gedoen, sonde lê en loer voor die deur, self die deur oopgemaak. Demoniese beloftes, dis mense wat gaan en in okkultiese rituele deelneem, en daar word beloftes afgelê. Daar is klubs en organisasies, soos Vrymesselaars is een waar hulle dit doen, waar daar sekere beloftes afgelê het. Ek beloof so en so en so. Ek beloof so en so en so. En daardie beloftes is demoniese vestings wat in jou lewe opgerig word. En daai beloftes word deur die Satans in stand gehou. Daai goed moet afgebreek word, dit moet verbreek word. Daardie beloftes moet uit jou lewe uit verwyder word, want nou gaan jy gebukkend loop onder daardie beloftes wat afgelê is. Party van die beloftes lyk onskuldig. Party van die beloftes is direk gemik op die godheid en op die almag en die grootheid van die Here, want dit is waarop die duiwel is heeltyd daarop uit om mense te kry om die godheid te verloon. En hy sal dit subtiel doen, hy sal dit onderduims doen, maar hy sal dit op 'n manier gaan hy dit reg kry om die godheid te verloon. Dis alles oop deure. Jy kon kies of jy die belofte aflê. Jy kan, as dit jou nie pas nie, draai om en loop. Ek wil niks met hierdie organisasie doen en die loop uit by die deur. Dan 'n ander een, onvergewensgesindheid. Dis wanneer 'n mens kies. Jy kies self om iemand anders nie te vergewe nie. Daar gebeur trauma in jou lewe, daar gebeur goed wat jy nie voorsien het nie, daar gebeur
baie dinge in 'n mens se lewe en dinge wat met mense gebeur is, weer ander mense wat deur die duiwel gebruik word of hoe dit ook al is, en nou gebeur daar dinge met my. En daai ou het my so seer gemaak, ek sal hom nooit vergewe nie. En jy spreek 'n belofte in die eerste plek uit, ek sal daai ou nooit vergewe nie. Ek sal vir hom nooit vryspreek nie. En ek het 'n ander keer verlede jaar het ek 'n lesing daaroor gegee van as jy iemand anders nie vryspreek nie, dan word jy self aan die pynigers oorgegee en daardie persoon hou jy in 'n gevangenis. Hy kan nie vrykom en gaan nie. Jy kan nie vrykom nie want jy word in 'n gevangenis gesit, want dit is hoe die koninkryk van die hemel werk. As jy wil teruggaan na daai lesing toe, dit was verlede jaar, en dan word jy oorgegee, en dis wat die Bybel baie spesifiek op is. Matteus 18 vers 23 tot 35 kan jy weer gaan lees net om te verfris, dat jy word nie net in 'n gevangenis gesit nie, maar jy word oorgegee aan die pynigers. Met ander woorde, jy gaan die een of ander vorm van ellende gaan op jou wees. En die goed wat die meeste floreer op onvergewensgesindheid, wat die deur oopmaak vir bitterheid, is siektes soos kanker. Nou is daar baie mense wat siek is, raak nie gesond nie. Baie van die siektes kry nooit 'n naam nie. En dan is daar mense wat gebukkend loop onder hierdie siektes, maar is omdat daar bitterheid in jou lewe is wat jy kies om nie uit te haal nie. Daar's 'n onvergewensgesindheid waar jy self kies, om nie te vergewe nie. Nee, ek kan nie vergewe nie, wat hy aan my gedoen het is te erg. Ek kan dit nie vergewe nie, vergeet dit, ek sal hom nooit vergewe nie. Nou is daar 'n skrif wat sê, dat as jy daai persoon nie vergewe nie, gaan jou hemelse Vader jou ook nie vergewe nie. En dan is daar 'n ander skrif wat sê, dat in die koninkryk van die hemel sal geen ongeregtigheid ingaan nie. Nou moet 'n mens jouself afvra, goed, waar gaan ek opeindig? As ek nie bereid is om my broer en my suster en iemand anders, die vreemdeling, te vergewe nie, waar gaan ek opeindig? Het ek enigsins 'n kans buite vir die Here se genade om in die hemel te kom, of gaan ek in die verderf land? En dis 'n vraag wat 'n mens dan jouself moet vra, want die Here se woord is baie duidelik hierop. Hy sê, as julle nie kan vergewe nie, gaan God self jou ook nie vergewe nie. En ons moet gaan stil sit en besluit, wat maak ons hiermee? Gaan ons besluit om ons broer en suster vry te spreek, of gaan ons besluit om dit teen hom te hou? Weet verseker, dan hou die Here dit teen jou ook, en jy gaan met dit loop. En wat gaan gebeur die dag as jy te sterwe kom? Dit is die vraag. Dit is dan die vraag. Wat gaan gebeur die dag as jy te sterwe kom? Vir wie gaan jy die vinger wys? Gaan jy die Here verwyd? En sê, Here, maar hoekom sit ek nou in 'n plek waar ek nie wil wees nie? Sê, Here, want jy wou nie vergewe nie. Dis hoekom jy daar is. Ja, maar, sorry, dit staan in my woord geskryf. Gaan lees, Matteus 18, vers 23 tot 35. Goed, dan is daar uitsprake wat mense oor jouself maak. Uitsprake wat jy self besluit om te maak. Daar gebeur dinge met mense lewe. Niemand het 'n ideale lewe nie. Niemand se lewe is maanskyn en rosie, ek weet dit. Ek kom ook daardeur. Daar gebeur baie dinge en dan is daar uitsprake wat ek maak. Ek sal nooit soos my pa wees nie, want my pa het so en so gemaak. Ek sal nooit soos my pa wees nie. Of ek sal jou wys ek is beter as dit. Of ek is te sleg om iewers te kom. Ek is nou maar soos ek is, maar ek is in elk geval te sleg. En die ander een uitspraak wat mense maak is, ek sal nooit weer iemand vertrou nie. Die probleem is, as jy sê ek sal nooit weer iemand vertrou nie, dan vertrou jy ook nie die Here nie. As jy nie vertroue het nie, jy ook nie vertroue teenoor jou hemelse Vader nie. En jy vertrou hom ook nie. Ons moet versigtig wees vir hierdie goed. Oop deure wat ons self in ons lewe maak, en die duiwel hou dit in stand. Vervloekte voorwerpe. Voorwerpe wat vervloek word. Ons kry hulle. Mens moet wegbly van hierdie Afrika maskers af. Daai Afrika maskers word in rituele gebruik waar afgodediens bedryf word. Dit is die Afrika maskers. Nou maak hulle hierdie maskers, die goed is vervloek. Dit word in hierdie curio shops gesit. Ons koop die goed, hang dit in ons huise oop en ons maak 'n oop deur in ons huis vir die helse magte van die Satan om in ons huis in te kom en verwoesting te pleeg, dis soos daai Bobbejane van Marlot.
Ons het self die ding gekoop, self teen die muur opgehang en self die deur oopgemaak. En nou weet ons nie en ons verstaan nie hoekom ons dan net ellende en ellende in my huis nie, intussen hang die ding daar. Of Boeddha-beelde, beeldhouwerke, of skilderye, aandenkings, enige ding. Ons moet, nie alles is verkeerd nie, daai blombak waarin jou blomme staan is niks meer fout nie. Nie alles is verkeerd nie, of daai mooi muurhorlosie, los hom, asseblief, moet hom nie afhaal nie. Maar ons moet deur ons huis gaan en ons moet vra dat die Heilige Gees vir ons attent maak op die goed wat oop deure is vir die duiwel om in ons huise in te kom. En dan moet ons die goed verwyder. Goed soos kaboutertjies en viertjies en dreamcatchers en beelde van drake en drogbeelde, piramides, al daardie tipe goed, is oop deure vir die duiwel om deur te opereer. Ons moet van die goed ontslaa raak. Hulle lyk net so onskuldig. Hulle is nie. Ons maak die oop deure in ons huise. In ons huise is daar permanent oneenigheid of verwarrings. Kom net nooit reg nie. Ons finansies kom nooit iewers nie. Maar intussen sit daar 'n klompie kaboutertjies en viertjies in die tuin. En vra ons, waar kom die goed vandaan? Self daar gesit, self. Vat die goed, verwyder dit. Dwelms. Dwelms is 'n ding waarteen jy self jou hande uitsteek. Nou ja, dan het ek nou al gehoor hulle sê, as jy nou daar in 'n nagklub is en dan jy het nou 'n glas koeldrank, sit jy nou en jy drink net koeldrank, geen drank nie, net koeldrank, en jy drink jou koeldrank, en die volgende dag as jy wakker word, dan is jy iewers waar jy geweet het hoe jy daar gekom nie, intussen is jy verkrag, en jy het geen idee wat met jou gebeur het nie, dan sê hulle, maar jou koeldrank was gespike gewees. Met ander woorde, dis hulle skuld, hulle het my koeldrank gespike. Wat het jy in die nagklub gesoek? Wat gaan maak jy by 'n plek wat die duiwelse kamp is? As jy in 'n oorlog is en ek loop nou hier weg, nou los ek my geweer by die huis, nou loop ek hier af en ek gaan daar na die vyand toe. Ek loop daar by sy hekke in en ek kom daar binne en nou sien hulle, maar jy is nie van ons nie. Nee, maar wie wat, ek wil net 'n bietjie kom kyk hoe dit hier lyk. Dan sê hulle, ja, dit is oukei, kom kyk hoe dit hier lyk, as jy klaar is, dan kan jy weer rustig loop na jou eie kamp toe. Dis nie hoe dit werk nie. Jy gaan nie weer daar uitkom nie. Want as jy jou voete in die duiwelse kamp gaan sit het, moenie verwag dat hy aan jou guns gaan bewys en gawes gaan bewys en jou dan weer terugstuur na jou eie kamp ongedeerd nie. Nee. Bly weg waar die pla val. In elk geval, as die Here daar nie welkom is nie, is ek ook nie. Nou daai dwelms wat in jy jou hand uitsteek, self die dwelms vat, self gebruik, verslaaf raak, daai goed maak die oop deure vir hallusinasies en gedrogbeelde. Hulle maak jou gees oop vir die tweede hemel. Hulle maak jou gees oop sodat jy kommunikasie het met die duiwels. Daar is hoeveel mense wat al moorde gepleeg het. En agterna sê hulle, maar hulle kon nie help nie, want die stemme het vir hulle gesê hulle moet dit doen. Dis reg, die stemme het. Die Satans het vir hulle gesê hulle moet dit doen, maar daardie mense is dwelmgebruikers, hulle is dwelmverslaafdes. Hulle het hulle gees oopgemaak vir die duiwel om met hulle te praat. En hulle doen wat hy sê. Films en video's en goed wat gekyk word. Thrillers. Hierdie suspense thrillers waar mense gemartel word, waar hulle doodgemaak word. Dis net bloed en geweld. Jy raak bevrees as jy die goed kyk en jy raak beangs. Jy maak jou gemoed oop vir die gees van vrees. Om 'n houvas in jou lewe te kry deur na thrillers te kyk. Pornografiese en erotiese films. Jy maak deur jou oë maak jou gees oop vir die gees van welis. En die gees van welis kom en hy neem van jou besit. En nou tree jy op uit die gees van welis uit. Wat het jy gemaak? Jy het self dit oopgemaak. Self die deur oopgemaak vir daardie gees om in jou lewe in te kom. Okkultiese films. Goed soos Lord of the Rings, Harry Potter. Dis okkultiese goed. Daar's towerrye daar. En my sit en kyk die goeters en daai gees, jou eie gees word oopgemaak, want is wonderlik wat hulle maak so, en dan gebeur daar wonderlike goed op 'n ander plek, en jy verwonder jou daaraan, en jy maak jou gees oop vir okkultisme, as jy na daai goed kyk.
Maar jy het dit self gedoen, jy kon gekies het om nie die film te kyk nie, nee, maar nuuskierigheid het ons gemaak dat mense dit gaan kyk. Films wat vol gedrogte is, vol geweld, science fiction. In science fiction is dit sulke groot gedrogte met sulke verskriklike tande wat hier kom en as hulle so trap hulle sommer die huise plat. Daardie is alles versinne beeldings van die satans in die hel. Gaan kyk maar hoe lyk daai goed se gesigte. Gee dit jou vrede as jy daarna kyk? Kom daar 'n kalmte oor jou as jy daai gedrogte in hulle gesigte sien? Of kom daar 'n vrees in jou binneste? As daar 'n vrees kom dit nie van die Here af nie. Daai goed kom nie van die Here af nie. Dit kom uit die hel uit. Maar daar is so baie van die goed dat die mense gebrainwash word deur al hierdie geweld speletjies wat op die rekenaars is. Ek sien rekenaarspeletjies het nou al ouderdomsgrense 18+. Hulle skiet mekaar. Ek wil hierdie een noem. Ek praat eendag, ek was by 'n mall en daar is hierdie plek, ek dink is BT Games of so iets. Hulle verkoop hierdie rekenaarspeletjies. Ek loop daarin en daar is 'n man agter die toonbank en hulle het so 'n uitstalling gehad van iemand wat met groot geweld is. Dit moet altyd groot geweldgoeders want die duiwel het gesê die krag sit in jou. So nou is al hierdie goeders mos so groot en die mense het sulke verskriklike spiere en hulle het sulke groot wapens en al hierdie goeders. En nou gaan praat ek met die man want ek loop om hom te gaan uitvra na hierdie goeders. Ek vra vir hom, speel jy ook hierdie goed? Hierdie goed wat so geweld is. Hy sê ja, hy speel dit. Hy speel dit. Ek sê maar is dan verskriklik as jy na hierdie goed kyk, hulle skiet mekaar so dood. Hy sê nee, hierdie is nog niks. Daar is 'n speletjie waar jy 'n kettingsaag kry. En dan met die kettingsaag loop jy en dan saag hulle mekaar in stukke laat dit. Daai goed is so realisties dat jy baie keer wonder of jy na 'n speletjie kyk en of jy na 'n fliek kyk wat afgeneem is. En dan ek sê, doen jy dit ook? Saag jy ook mense so met 'n kettingsaag? Hy sê ja, hy doen dit. Ek sê hoekom doen jy dit? Hy sê man, hy is so frustreerd op die pad. Want almal frustreer hom en al hierdie goeters wat op die pad is, dan is hy so frustreerd, dan kom hy by die huis, dan haal hy sy frustrasie nou hier uit. Want hy kan sy frustrasie nou op hierdie goed uithaal. Nou ek kan nie onthou of ek hom gevra het of hy dan beter voel daarna nie. Miskien het ek dit gelos. Ek was so oorweldig oor wat die man my vertel het, hierdie rekenaarspeletjies. Prediker 4:14 sê, kom nie op die pad van die godlose en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit. Gaan nie daarop nie. Wyk daarvan af en gaan verby. Dis die Here se woord. Wat sê hy? Vermy die plekke waar die Here nie welkom is nie. Moenie op die paaie loop waar die godlose is nie. Hy sê moenie jou deur oopmaak vir die sonde wat lê en loer nie. Hy wag. En jy laat hom in. Jouself maak die deur oop. En dan gebeur al hierdie slegte goed met ons. En dan was ja, maar is die duiwel se skuld, ja, maar is sy skuld, ja, maar is daai se skuld, ja, maar is daai se skuld. Wat sê die Here se woord vir ons? Dis presies jou eie skuld. Jy gaan self verantwoording doen vir wat jy in jou eie lewe gedoen het. As ons eendag voor die oordeelstroon staan, dan gaan al die mense wat ons so vinger voorwys, nie naby ons wees nie, want onthou, al die mense wat ooit geleef het, gaan daar wees. En dan tussen daai biljoene mense, weet ek nie waar jy die ou gaan kry na wie jy hom wil beskuldig nie, want hy gaan nie naby jou wees nie, hy gaan 'n paar biljoen mense verder wees. En dan gaan ons voor God se troon staan, en wanneer hy dan vir ons sê, dit en dit en dit jy gedoen, dan gaan jy self verantwoording daarvan doen. En daai ou, wat jy so die vinger voorwys, sê, ja, maar sy skuld gaan nie naby wees nie. Nie naby nie. Ons gaan self verantwoording doen vir alles wat ons doen. Ons gaan self verantwoording doen vir elke deur wat ons oopmaak. En die duiwel innooi en 'n plek in ons lewe gee. Ons moet regtig nugter raak in die gees, laat ons besef, ons moet nie self deure oopmaak vir die Satan om te kom en ons lewe te kom verwoes nie. Want sy ingang gevind het, kry hom bitter moeilik weer uit. Maar daar is hoop, daar is vrymaking, daar is verlossing, daar is reiniging. Ons moet teruggaan na die Here toe. Ons moet ons skuld gaan erken. Ons moet belydenis gaan doen. Ons moet ontslaa raak van die ongeregtighede. Ons moet die leuns uit ons lewe uit verwyder. Ons moet die Here se waarheid aanneem. Ons moet die oop deure toemaak. Ons moet die ongeregtige bande met ons verbreek. Ons kan dit doen.
En dan sê die Here se woord, as ons kom en ons erken en bely, dan gaan hy ons dit vergewe asof dit nooit gebeur het nie. Hy gaan dit wegwas soos wat die ooste van die weste verwyder is, gaan hy dit verwyder en dan sê hy sal ons vul met sy vrede, hy sal ons vul met sy waarheid en dan sê hy, en as ons voor sy regterstoel staan, hy maak die deure oop, dan staan daar niks ingeskryf nie. En dan sê hy, gaan goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. En daar is geen verdoemenis nie. Want hoekom kan ons dit doen? Omdat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Die straf wat ons moes gevat het vir al hierdie goed wat ons aanvang, moes ons die straf gedra het in die ewige hel. En wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, nee, ek sal die straf op my neem. En Jesus het die straf vir ons gedra en hy het ons vrygestel. En hy het gesê, as ons bely, dan kan ons ingaan in die ewige heerlikheid, want hy het vir ons die prys betaal. Hy het dit betaal. Hy sê, as jy bely, hy is getrou en regverdig om jou die sondes te vergewe. Kom ons lees die Here se woord en ons kom by die waarheid uit en ons bly by die waarheid. Ons lees die waarheid, ons hoor die waarheid en ons glo die waarheid. En dan as ons te sterwe kom of die Here kom ons haal, gaan ons hemel toe, die ewige heerlikheid. Amen.